Goeienaand en hartlik welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal aangeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik as ook op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Ja, en ek moet sê dis my riem onder die hart dat ons nou die 25.000 kerf verbygesteek het hier op YouTube. YouTube het selfs vir ons gelukwensingkie gestuur om te sê ons het 'n mylpaal behaal van 25.000 intekenare op hierdie kanaal. En ek sê baie dankie vir almal wat reeds so gemaak het. En ja, dis 'n baie lekker medium om in Afrikaans te kan gebruik. Ek sê daar is 'n klomp mense daar buite wat YouTube video's maak, maar nie so baie wat dit in Afrikaans doen nie. Want ek dink hulle probeer natuurlik om die internasionale gehoor te bereik en iets van die aard. Die advertensies oor see betaal ook baie meer as in Suid-Afrika. Maar nou dit daar gelaat. Ja, die onderwerp vir vanaand is Bokkieweek. Heksejag teen Afrikaanse kinders. En ja, so die afgelope paar dae was daar wat berigte en kommentaar ook op sosiale media oor 'n uitlating van Panyaza Lesufi, die sogenaamde premier van Gauteng. En hy het onder meer gesê dat die Bokkieweek wat daar in, ek dink is in Naboomspruit plaasgevind het. Nee, ek dink dit was in Pietersburg, so iets. Ja, hy het ons is volg daaroor uitgelaat. Hy sê, school sports events exclusively for white Afrikaans children in our land. Afrikaner Volks eie sport, AVS, has circulated a letter to schools announcing rugby, netball and hockey trials for a tournament called Bokkiesweek. Eintlik Bokkieweek, that is open only to white Afrikaner pupils. Minister Gayton McKenzie, this Bokkiesweek is nothing but a racist endeavour that is a travesty of our democracy. Nou, Lesufi is natuurlik, jy weet, by uitstek Afrikaner hater. Hy voer eintlik 'n veldtog teen Afrikaanse skole. Ek dink hy was ook een van die mense wat hierdie Bella-wet voorgestel het en dit ook deurgejaag het. En hy het al verskeie kere toegeslaan op kleuterskole. Jy weet, as daar een of ander video was en dan word dit so alles uit verband getrek en dan is Lesufi daar om mense van rasisme te beskuldig. Soos ook gebeur het daar met die onlangse voorval daar by die Engelse hoërskool in Pretoria Girls High, waar die hoof, mevrou Erasmus, ook van rasisme beskuldig is. En dit het toe gebleik nie die geval te wees nie, en daar was hofsaake daarna, en ek dink die jongste is nou wat ons nou gesien het, is dat ja, dis buite die hof geskik, en die departement het eintlik die saak verloor. Die departement van onderwys van Gauteng onder Panyaza Lesufi. En hulle het toe 'n skikkingsbedrag van iets soos R150.000 aan mevrou Erasmus betaal, wat toe bedank het uit die onderwysdepartement, en blykbaar gaan sy nou by 'n Kuro skool hou. Maar R150.000 is eintlik glad nie genoeg na so geweldige onder ons hier in die media en elders in spanning waaraan hierdie vrou onderwerp is nie. Maar dit gee vir ons 'n aanduiding van Lesufi se soort benadering. Hy's absoluut, wel in daardie geval was dit nou, wel, dit was nie eers 'n Afrikaanse skool nie, maar hy het 'n haat en 'n wrevel wat hy teenoor Afrikaans en Afrikaners en veral Afrikaanse kinders koester, en vandaar dus hierdie ongevraagde aanval van hom op die Bokkieweek sportbijeenkoms. Maar ek dink dit gaan ook verder in die sin dat Lesufi self het eers kennis geneem van hierdie, ja, soos ons gesien het op die vorige prentjie wat ek nog vertoon het,
Ek net gou weer in die hande kry. Ja, aan die onderkant van hierdie plasing op X deur Panyaza Lesufi, is daar 'n berig van News24, Bokke, SA Rugby, Hockey, Netball rejects apartheid era Afrikaner only tournament. En dit is die breinkind van Adrian Basson. Nou, Adrian Basson is, ek weet nie wat die mense moet noem nie. Hy is 'n soort van 'n hensopper of 'n joiner of jy weet, hy's een van daardie, hy kom blykbaar van die Wesrand af. Jy weet, hy daar by Witpoortjie of iewers groot geword. Maar toe agterna sy Stellenbosch toe en hy's toe gedraai. Jy weet, hy's nog meer anti-Afrikaans en anti-Afrikaner as Lesufi self, en hy's deesdae Engels, en hierdie News24 is nou die land se grootste Engelse nuuswebblad. Maar interessant genoeg, dit ook sommer net terloops om hier in te lig. Ek het nou eendag statistiek gesien oor die aantal intekenare van News24 en Netwerk 24, wat nou die Afrikaanse webblad is van Naspers of Media 24, het omtrent net soveel intekenare soos News24. Maar News24 is, omdat nou in Engels gepubliseer word, is die groot propaganda medium van, ja, ook van die linkses in Suid-Afrika, want dit is 'n baie linkse blad, en Adrian Basson is self baie links, hy's 'n ANC-ondersteuner, hy het ook 'n renons in Afrikaners, hy het oorspronklik eintlik ook die Universiteit van Potchefstroom, of die Noordwes Universiteit, maar in die Potchefstroom campus spesifiek, aangeval in beeld deur, jy weet, so 'n foto te manipuleer waar 'n klomp meisies besig was om te sing en hulle hande in die lug te waai, het hy dit laat lyk asof hulle 'n nazi saluut gee. En hy het dit in beeld gepubliseer, en dit is deel van sy modus operandi, dat hy neem dinge, ruk dinge so uit verband uit, of jy weet, hy manipuleer 'n foto of iets van die aard, ten einde dan so 'n aanval te loods op 'n Afrikaner instelling soos die Universiteit van Potchefstroom, of nou in hierdie geval hierdie Bokkie week wat deur 'n organisasie genaamd Afrikaner Volkseie Sport al jare lank, ek dink dit bestaan al 35 jaar, georganiseer word. Nou, terloops, jy weet, ek het op 'n stadium, ek dink toe my kinders nog op laerskool was of iets, het ek met 'n onderwyser gesels, wat betrokke was by laerskool atletiek en skole atletiek, so in Johannesburg, en hy het vir my gesê, jy weet, op daai stadium, hoe 'n laerskool atletiek byeenkoms wat deur die Gautengse Onderwysdepartement georganiseer word, lyk dit is absolute chaos, niks, geen van die items vind betyds plaas nie, daar's, jy weet, daar's net mense wat gil en skree en rondhardloop en wat ook al, en dan is daar so 'n vragmotor wat 'n klomp verskriklike harde musiek, soort van swart musiek blaar, en lang by die vragmotor word daar ook kondome uitgedeel aan hierdie laerskoolkinders, en saam met 'n pamflet wat vir hulle sê hoe hulle veilige seks kan beoefen. Nou, daar is natuurlik jaarliks, jy weet, gevalle van, jy weet, swart kinders van 10, 12, 13, wat swanger raak op laerskool, maar dit is regtig, ek dink dit is 'n biologiese onmoontlikheid vir, jy weet, een van ons kinders om op so ouderdom swanger te raak. Ek sien nou, gaan nie meer daar studies daaroor en wat ook al. Dus, jy weet, ek dink nie ons wil ons laerskool kinders stuur na atletiek byeenkoms waar hulle kondome gaan kry nie. Jy weet, in soort van, as dit ware aangemoedig te word om nou veilige seks te beoefen nie. En ek dink vandaar dis die behoefte aan 'n organisasie wat vir Afrikaanse skole atletiek en rugby en netbal en wat ook al organiseer, en blykbaar geniet almal dit geweldig. Ek het so
so weer kyk na foto's daarvan en ek het afgekom op hierdie foto. Ek weet nie wat 'n hokkiespan of 'n netbalspan of wat ook al is van hierdie groep hoërskoolmeisies nie. Maar mens kan sien hulle lyk netjies en gelukkig en hulle neem deel aan 'n jy weet aan 'n wedstryd soos dit nou of soos dit in die ou dae was en ons dae, jy weet ons kan nog altyd al die interhoor atletiekbijeenkomste onthou en het ons gesing op die paviljoene en ons skoolklere met dirigente en wat ook al. Daar die hele wêreld wat bestaan het en wat in 1994 dus sy die ondergang gedelf het of jy weet wat eintlik nou agtergehaal is deur hierdie soort nihilistiese marxistiese wêreld van kultuurloosheid of kultuur afbreking, jy weet, kultuurverloedering wat ons tans ervaar. En vandaar dis nou Lesofie wat met aggressie opgetree teen, jy weet, vanaf X en dan die Guyton McKenzie, die minister van sport en kultuur, hy het onmiddellik ingeval by Lesofie en gesê nee, hy gaan dit ondersoek en dit is rassisties en wat ook al. Dit herinner my ook aan 'n toneel, ons het al voorheen gepraat dink ek op hierdie kanaal ook oor die boek wat in Afrikaans vertaal is deur Naomi Morgan, 'n Franse boek wat so in 1973 verskyn het, omsingel die laar van die heiliges. Dit het so rondom 1990 in Afrikaans verskyn. En dit gaan dan eintlik, dit is so 'n soort allegorie van die ondergang van die westerse wêreld deur die Franse skrywer Jean Raspail. Hy is nou intussen oorlede. Maar ek herinner my iewers aan die einde van die boek is daar so 'n toneel waar twee blankes op 'n bankie in 'n park gaan sit. En dan voel hulle onmiddellik ongemaklik want hulle mag eintlik nie met mekaar assosieer nie deur op 'n parkbankie te gaan sit nie. En ek dink die soort klimaat wat Lesofie en Adrian Masson en Guyton McKenzie in die land wil skep is dat ons mag nie as 'n minderheidsvolk met mekaar assosieer nie. Ons kinders mag ook nie met mekaar assosieer nie. Hulle mag nie sport teen mekaar speel nie. Hulle mag nie teen mekaar meeding nie. Want ons is nou ons is part en deel van hierdie groot sosio-engineeringsprojek wat die ANC op ons afgelaai het en met al sy vernietigende nihilistiese gevolge. Maar ek moet sê die reaksie van mense, kommentators of meningsvormers op sosiale media en Afrikaanse organisasies en Steve Hofmeyr en wie ook al, het onmiddellik mense moed gegee, want almal sê dis ons volste reg om met mekaar te assosieer en ons gaan dit nie aanvaar van Panyaza en Lesofie nie, net soos wat ons nie aanvaar dat Graaf Reinet nou Robert se boek with Town heet nie. Jy weet, dit is net so belaglik. Ons gaan daai term nooit gebruik nie en ons gaan nooit die knie buig voor Lesofie wat ons kinders wil verbied om netbal te speel of hokkie te speel of rugby of atletiek te doen. Nee, hy kan gaan loop doppies plaas. Regtig, ja, Lesofie. Hy het my so 5-6 jaar gelede het ek iets gesê op, toe was dit nog Twitter en toe het ek agterna 'n prokureursbrief gekry van hom. So 'n groep linkse prokureurs hier so in Johannesburg. En hy het my gedreig met 'n lastersaak en hy wou R500,000 van my eis oor my effense kommentaar op X of destyds Twitter. Gelukkig lyk dit my, en ja, daar was selfs een van hierdie malregters op die Gautengse bank, 'n vrou, ek sal nou nie haar naam hier noem nie, maar sy's regtig nie lekker, sy's van 'n loetjie getik.
Sy het selfs vir hulle 'n bevel toegestaan dat hulle my kon beteken op 'n Twitter boodskap. 'n Twitter boodskap wat ek nooit gekry het nie in 'n geval. En dis is daardie dagvaarding nooit op my beteken nie. Maar goed, ons gaan nie nou daarop ingaan nie, gelukkig is dit iets van die verlede. Ek dink die hele ding het my net so half doodgeloop. En dis nou in elk geval al langer as 3 jaar, dis het Lucifiese eis teen my verval. Maar ons kan sien, jy weet, hy's 'n billebak, hy's eintlik 'n soort diktator hierso in die Gauteng provinsie, en hy in hierdie byeenkoms van Bokkieweek het plaasgevind, ja, daar in die Limpopo provinsie. Met ander woorde, dit het eintlik niks met hom te maak nie. Maar nogtans wil hy sy mag laat geld oor al die provinsies hier in Suid-Afrika, en hy wil die Afrikaner as sodanig verbied om bepaalde dinge te doen, om sport te speel, ons kinders, en dat ons kinders met mekaar mag assosieer, dit wil hy verbied, dat ons mag ook nie met mekaar assosieer nie, ons mag nie byeenkomste hou nie, ons mag nie saam kerk toe gaan nie, want dan is daar 'n oortreding van die gebod, dat Afrikaners mag nie dinge saam doen nie. Alle ander groepe en volkere ter wêreld mag dit doen, behalwe ons. En ja, hierdie soort aanval op die Afrikaner kind, dit kom natuurlik, dit het 'n lang geskiedenis, dink ek, natuurlik in die ongebore oorlog ook, die konsentrasiekampe en daai bom wat die ANC daar gestel het in Amanzimtoti, dit was ook gemik op kinders. Dus hier is ook 'n geskiedenis van die ANC wat Afrikaanse kinders aanval, en ons het natuurlik gesien hoeveel kinders, jy weet, hoeveel kindertjies is al vermoor, en aanvalle, plaasaanvalle, plaasmoorde, Willemientjie Potgieter, en Daniel Esterhuise, daar is ook Kayla Meyer, daar so aan die Wesrand. Ja, verskriklik. En ek dink dit is deel van hierdie patroon, van hierdie kranksinnige marxistiese organisasie wat ons tans regeer, en wat besig is met sy ondermyning en sy verdrukking en om sy haat teen Afrikaans en die Afrikaner te laat botvier. Dit is wat ons kan sien met hierdie soort aanvalle op kinders se sportbyeenkomste. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en dan maak ons volgende keer weer so. Totsiens.